ek het groot geword met Jesus in die huis en ek is ongelooflik dankbaar daarvoor. Van kleins af kan ek nie 'n tyd onthou wat daar nie gepraat was oor Jesus of wat ons nie kerk toe gegaan het of so voorts nie. Maar daar was al tye in my lewe waar ek gevoel het hierdie Jesus is net so perfek. Hy is nog altyd net respekvol, hoe hy met mense hanteer, hoe hy mense lief gehad het, hoe hy onselfsugtig was, altyd goeie maniere, is ek 100% seker daarvan. As hy met mense gepraat het, het hy goeie antwoorde gegee, hy het goeie vrae gevra, en sy commitment en sy deursettingsvermoë, dis net next level. Dis net amazing, en Jesus het nooit geval vir hierdie leuns en temptations wat die wêreld sy kant langs gegooi het nie. En as hy my voorbeeld is ek eintlik maar 'n swak representation van hom. En ek het altyd begin wonder of ek regtig kan relate met hierdie Jesus wat so perfek is. Maar as ek kyk na my lewe en ek kyk na Jesus se lewe, is daar so klein bietjie van 'n verskil. My vrou sal sê net 'n klein verskilletjie. Ek geen amen daar gekry nie, maar dis okay. Dis fine. Want ek het agtergekom ek sal nooit kan opmeet tot die standaard wat hy gestel het nie. Ek sal nooit kan opmeet tot die standaard wat Jesus vir ons kom wys en kom demonstreer het nie. Die bar is net te hoog. Hy is net te goed, te perfek. En jy begin die vraag vra, maar kan iemand soos dit regtig iemand soos my lief hê? Het jy al ooit so gevoel? Ons vergeet soms dat Jesus was ook 100% mens. Ons vergeet dat Jesus verstaan my. Ons vergeet dat hy in sy menslikheid gekom het en oor hy mens was, oor dat hy geweet het hoe ons voel. Die emosies wat ons beleef, en ek wil vir jou lees in Hebreërs 2 vers 14 in die 83 vertaling, hy sê, aangesien hierdie kinders, hy praat van ons, mense van vlees en bloed is, het hy net soos hulle mens geword. Hy het soos ons mens geword, 100% mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. Hy het oorwinning gebring. Jesus het mens geword en oorwinning behaal, die oorwinning wat ek en jy in onsself, in ons menslikheid nooit sou kon behaal nie. Hy het die prys betaal, die dood oorwin as mens. En omdat Jesus mens geword het, verstaan hy ons. Hy verstaan ons regtig. Ons kan relate met hom. Dit wat hy kom doen het vir ons, maak dat dit nie 'n ver prentjie van die kruis is nie, die kruis is naby. Dit is naby. In Hebreërs 4 vers 15 en 16 in die New Living Translation sê die volgende, hy sê, this high priest, hy praat van Jesus, of ours, understands our weakness, for he faced all the same testings we do, yet he did not sin. Hy het alles beleef wat ek en jy kan beleef as mens, het hy as mens ook beleef, dieselfde emosies en nog meer. Maar hy het nie gesondig in dit nie. Hy het nie die vlees die boehand gegee in hierdie emosies nie. Dit gaan saam met oorwinning. En sy oorwinning vir ons, gee vir ons toegang tot die Vader. Hoor wat sê die res van daai vers. Hy sê, so let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy and we will find grace to help us when we need it most. Ons kan na hom toe gaan met ons emosies, met ons gevoelens, met ons situasies, met ons frustrasies, met al hierdie goed, want hy verstaan. Hy is nie 'n verre weg iemand wat nie verstaan, wat nie dieselfde belewenis as jy het nie. Hy het dieselfde goed beleef. Maar ek dink in ons agterkop sê ons baie keer nee, maar Jesus het nie noodwendig beleef wat ek beleef het nie. Nee, hy het. Jesus het beleef wat jy beleef en nog meer. Jesaja profeteer oor Jesus en dan gee hy hom 'n beskrywing.
Imagine net gou soos jy kry 'n naamplaatjie met 'n beskrywing op. Nee, wat sal op daai naamplaatjie staan? Die beste een wat ek al ooit gesien het was by 'n lintwinkel en daar staan chocolatier. Ek het gedink dis nou nogals 'n lekker beskrywing van iemand se lewe, 'n chocolatier. Maar imagine wat moet op jou naamplaatjie staan? As jy 'n bietjie verder wil vat, wat moet mense as hulle jou moet beskryf? As jou vrou jou moet beskryf, wat gaan sy sê? My vrou sal natuurlik sê handsome, sterk, die mooiste, al hierdie goeders. Amen, prys. Ek ontvang ek sal seker later betaal vir daai. Maar wat sal jou grafsteen description wees? Jesaja beskryf vir Jesus in 'n profesie en hy sê in Jesaja 53 vers 3, hy sê, a man of sorrows, acquainted with grief. Jesus was 100% mens. Hy het verstaan wat jy beleef, want hy het dit ook beleef. Hy het baie dinge beleef en ek is die Here dankbaar, ek beleef nie alles wat Jesus beleef het nie. Want dis net te veel. Hy was rejected, hy was gespot, verneder, hy was verraai, hy was weggejaag by mense, hy was aangeval, hy was onregverdig hanteer, hy het seer beleef, vriende en familie aan die dood afgestaan. Ons lees net van 'n paar, Lazarus sy eie pa, Johannes die Doper, en hoe hy reageer het daarop. Hy was honger, hy was moeg, hy was hartseer, hy was kwaad, hy was angstig vir wat kom. Die Bybel sê vir ons, sy sweet het soos bloed gewees. Hy was geslaan, hy was gespoeg, en hy was geslaan, en hy was op die kruis vasgeslaan. En soos hy aan die kruis hang, begin hy Psalm 22 bid. En hy gebruik Dawid se woorde om uitdrukking te gee aan die intensiteit van sy emosies wat hy beleef. Ek dink in daai oomblik, as jy deur diep dinge gaan, jy het nie altyd woorde om te beskryf nie, en Jesus gaan haal woorde by Dawid. En om jou so 'n bietjie konteks te gee oor daai psalms, dis omtrent 950 jaar voor die kruisiging is daai psalms geskryf deur Dawid, en hy skryf Psalm 22, 23 en 24, en dit is wat ons noem die Paasfees trilogie psalms. Dit hanteer hoofstuk Psalm 22 gaan oor die kruisiging, Psalm 23 gaan oor die dood en die oorgawe, en Psalm 24 gaan oor die opstanding en die oorwinning wat Jesus behaal het. Maar dit is 'n profetiese uitdrukking, 'n profetiese iets wat Dawid geskryf het met Jesus in gedagte, en ons weet hy het Jesus in gedagte gehad. Hy moes iets gesien het in die gees van die kruisiging, want in Psalm 22 is daar 'n gedeelte waar hy praat van hulle deursteek my hande en voete. Hulle deel my kleed, vers 17, 18 daar rond. Jy kan dit gaan lees, en ek wil jou nooi om Psalm 22, 23 en 24 iewerster vandag of in hierdie week self te gaan lees. Maar hierdie profetiese prentjie wat Dawid gesien het, hy sien dit en dan probeer hy tot die beste van sy vermoë beskryf wat hy gesien het, wat hy beleef. En dit word gemeng met dit wat hy in daai oomblik ook beleef het. Maar 950 jaar later gee dit woorde vir Jesus om te gaan haal, om te gaan leen by Dawid, om te beskryf wat hy beleef. En toe hy op die kruis hang, toe begin hy om Psalm 22 op te sê of te bid. En ons weet nie of het hy die hele Psalm gelees nie, ons gebid nie, ons weet nie, maar wat ons wel weet is dat almal daar het geweet, toe hy begin met die Psalm het geweet waaroor dit gaan, want almal het die Psalms geken. Dit was deel van hulle graad 1 huiswerk. Hulle het hom geken. Hulle het geweet wat aangaan in daai oomblik. Dadelik verstaan waarheen Jesus gaan, en hulle kon die Psalm self opsê. En die eerste 21 verse van hierdie Psalm 22 is eintlik maar 'n swaar Psalm. En ek wil vir jou lees, toe Jesus in die kruis hang, is hierdie die Psalm wat hy begin quote.
Psalm 22, hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Waarom bly U so ver wanneer ek roep om hulp? So ver wanneer ek tot U sug? Elke dag roep ek na U, my God, maar U antwoord nie. Ook elke nag roep ek, maar daar is geen rus vir my nie. En nog 'n paar stukkies van hierdie Psalm gee hy vir ons, ek word deur die mens bespot en deur die volk verag. Vers 15 sê, my lewe is uitgestort soos water, al my bene val uitmekaar, my hart is soos was, dit smelt weg. Vers 16 sê, my krag het opgedroog, U laat vir my dood in die stof lê. Dis hierdie geweldige emosie wat Jesus nog gryp. Die intensiteit van sy belewenis, ek dink ons voel dit wanneer ons hierdie Psalm lees. Maar in vers 22, dan draai dinge bietjie. En hy begin die Here prys. Hy begin die Here prys en Jesus is dan besig om God die eer te gee vir die uitkoms wat nog gaan kom. Die uitkoms wat as gevolg van sy offer aan die kruis vir ons gaan bewerkstellig. Dis nie net in daai oomblik vir homself nie, maar dis vir elkeen van ons. Dat die mensdom tot redding kan kom. Dat sonde nie meer 'n houvas gaan hê nie. En Jesus het nie sy lewe, hy het sy lewe prys gegee, freely given. Dis wat die Bybel vir ons leer. Dit was niemand het sy lewe by hom geëis nie, hy het dit vir ons gegee. In Johannes 19 vers 30 lees ons waar Johannes vir ons skryf dat Jesus se laaste woorde was, dit is volbring, wat ook die laaste stukkie van Psalm 22 is. En toe het hy sy asem uitgeblaas. En in hierdie Psalm wat hy quote, kom sê hy eintlik dat dit wat Dawid gesien het 950 jaar vroeër, dit gaan eintlik oor my. Ek is die vervulling daarvan. Maar dan gaan dit oor na die graf toe. Psalm 23, en ons ken dit so goed. Dis iets wat ons al almal by 'n begrafnis gehoor het, of ons het dit al gelees, en dit het al soveel woorde gegee aan die emosies wat ek en jy beleef. Dis woorde van troos. Die Here is my herder. Hy sal voorsien vir my. Hy lei my na waters waar daar rus is. Hy gee vir my vrede en rus. Dis goed wat ons ken. Dit praat van hierdie nabyheid van ons. En dan sê hy, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, en as ek nou met hand op vra, sal almal van julle sê, ek het dit al beleef. Ek het al gevoel ek gaan deur die dal van doodskaduwee. Maar ek is nie alleen daar nie. Ek gaan nie in vrees agterbly nie, want die Here is by my. Sy staf beskerm my. En ongeag van die omstandighede, hoor hoe gaan dit oor na, ek sal die Here vertrou. Al gaan ek deur, bly U naby. En hierdie Psalm gee vir ons iets van 'n hoop. Iets van, dat dit is nie die einde nie. Die Psalm eindig beter as wat hy begin. Dit begin met, ek het leiding nodig, ek gaan deur die dal van doodskaduwee, maar dit eindig met, ek sal in die huis van die Here wandel, tot lente van dae, net goedheid en guns. Amen. Dit eindig beter. Dit sê vir ons dat selfs al sien ons nie op die oomblik die uitkoms nie, daar is 'n uitkoms op pad, hou net bietjie vas. Maar miskien is dit 'n ding van ons hierdie Psalm lees en ons beleef iets. Iewers te resoneer jou hart met iets in hierdie Psalm en sê maar miskien het ek rus nodig, miskien is daar onsekerheid, miskien is daar vyande rondom ons, maar die Here dek die tafel, miskien voel ons verlore, die Here sal lei. Maar dan gaan hy oor Psalm 24. Die opstanding, die oorwinning weer eens wat Jesus vir ons behaal het, en dat hy is op die troon. Daar's 'n groter waarheid wat vir ons gegee word in hierdie Psalm. Dis nie die einde nie, die oorwinning is 'n realiteit. Dit wat ons nou beleef, dit wat ons beleef op die oomblik, dit wat Jesus daar beleef het, hy het geweet, iets anders is op pad, daar's 'n groter waarheid. Psalm 24 begin in die 83 vertaling, hy sê, die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en wat daar woon, alles behoort
aan die Here. Alles. Jesus is die oorwinnaar. Hierdie Psalm is hierdie beeld van Christus wat aarde toe gekom het, maar nou het hy sy doel op aarde het hy bereik. Sy doel is vervul en hy is teruggekom as die ere koning. Hy kom terug met eer en as ons aan die begin gesê het, soos sy lys van accomplishments, raak net al hoe groter. Die ere koning is terug op sy plek as die oorwinnaar. Hy is terug as koning. Die deure word oopgemaak. En is hierdie prentjie waar hy kom en sê, maar hy is terug as erekoning, maar hy het nie alleen teruggekom nie. Die poorte is oopgemaak en gaan lees Psalm 24, dit is so mooi, waar hy ons innooi tot God se teenwoordigheid in. Hy kom nie alleen terug nie, hy maak ons deel van dit. Ons is nuwe skepsels, ons is ingetrek in dit wat hy kom doen het, want ons is saam met hom in die oorwinning daar. Die kruis is nie meer ver nie, dis naby, maar ons het dit nie verdien nie. Ons kan dit nie verdien nie, dis alleen deur genade, Efesiërs 2 vers 8-10. En dan verder in die Psalm 24, in die Nuwe Lewende Vertaling vers 3-4 sê hy, wie mag opklim teen die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Net hulle wie se dade onskuldig, wie se denke sonder bybedoeling is, wat nie bedrog pleeg nie en nie 'n vals eed aflê nie. En ek weet nie van jou nie, maar daai beskryf nie 100% my lewe nie. Daai beskryf nie wie ek is nie. As ek nou hierdie kyk, dan is ek outomaties gediskwalifiseer. Maar daar was een wie so gelyk het. Daar was een wat namens ons hierdie prys betaal het, wat namens ons hierdie oorwinning behaal het, en omdat ons saam met hom kan identifiseer, is ons saam met hom regverdig gemaak. Dis wat Jesus kom doen het aan die kruis. Ons was verlore, maar ons is saam met hom doodgegaan. Hy het ons sondes aan die kruis saam met hom laat sterf en ons het nuut opgestaan. Die Bybel praat van ons is nuwe skepsels, nuut gemaak en nuwe identiteit gekry in Christus. Ons is nie meer dieselfde as wat ons was voor Christus nie. Amen. Hy het ons kom vernuwe en saam met ons opgetrek na nuwe hoogtes in verhouding met God toe. Hy het namens ons dit gedoen. Dis genade. Vers 8 sê, wie is hierdie magtige koning? Die Here, sterk en geweldig. Die Here, oorweldig in elke stryd. Dis ons koning. Dis die God wat ek en jy aanbid. Maar ek wil jou 'n vraag vra en ek wil hê, jy moet jouself eerlik antwoord. Wat beleef jy nou? Miskien het jy nodig om jou oë net toe te maak vir 'n oomblik. Net te sê, wat beleef jy nou? Wat is daai situasie of iets waardeur jy gaan wat jy sê, maar dit voel soos Psalm 22. Dit voel so bietjie soos Psalm 23. Dit voel net te veel. Dit voel net, ek sien nie kans nie, ek voel moedeloos, ek voel rigtingloos, ek voel moeg, ek voel shame. Miskien voel jy net bietjie gebreek. Miskien voel jy het nie meer hoop nie. Voel asof almal teen jou is en die vyande oral is en jy sien net nie die uitweg nie. Wat beleef jy nou? Wat is die situasie wat jou lam maak op die oomblik? Dalk is al wat jy sien die dal van doodskade weer. Dalk kyk jy na jou huwelik of jou finansies, of jou verhouding of jou verlede en al wat jy sien is dood. Ek wil vandag jou herinner, daar's 'n groter waarheid as wat jy nou beleef. Daar's 'n Psalm 24, die waarheid van die opstanding. Die waarheid van die oorwinning wat ons beleef in Jesus. Dis 'n realiteit. Jesus het nie gekom dat ons net moet survive, net die bare minimum deurskraap, net nie ryp nie. Hy het gekom vir lewe in oorvloed, Johannes 10:10.
Ek wil jou 2 goed vra, wat ons verder in hierdie diens gaan doen. En ek wil jou vra om saam met my te engage in hierdie. Ek wil hê jy moet jouself die vraag vra, wat beleef jy nou? Maar ek wil hê jy moet dit na Jesus toe vat. Ek wil hê jy moet jou seer, jou frustrasie, jou angs, jou pyn, wat ook al jy nou beleef, chat met Jesus daaroor. Want hy verstaan. Hy was mens, hy het deur daai emosies gegaan, hy verstaan. Hy's nie ver weg. Iemand wat nie verstaan, wat nie, die Afrikaans praat van medelee gehad het met ons nie. Hy verstaan, hy weet hoe jy voel. Hy sien jou raak. En ek wil hê jy moet die honest conversation met hom hê. Chat met hom oor hoe jy voel. Waar voel dit vir jou, jy het nie hoop nie? Praat met hom oor jou huwelik, jou finansies, jou struggle, jou teleurstellings, jou pyn, jou wat ook al daai ding is vir jou vandag. Jou Psalm 22. En ek wil hê jy moet in die tyd wat ons gaan skep, laat die Here toe om self met jou te kom praat. Gaan pak bietjie af by hom. Daar's soveel geleenthede in die Bybel waar hy sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Cast your cares unto Jesus because he cares for you. Soos, gaan na hom toe want hy verstaan. Praat met hom self en laat hom toe om self in jou gees iets te kom drop van wie hy is. En die tweede ding wat ek wil hê ons moet doen, is verklaar Psalm 24 oor jou situasie. Ons gaan eers chat met die Here oor wat daai situasie is en die belewenis en die gevoel, maar vat dit verder. Daar is oorwinning. Here, ek sien dit nie nou nie, maar Here, ek weet dit is op pad. Here, ek sien op die oomblik net die dal van doodskade weer. Ek sien op die oomblik net die pyn. Maar Here, U het die oorwinning behaal. U is die erekoning. Die koning is hier. En in dit wil ek jou vra, vertrou jy nog regtig dat die Here wil? Dat die Here wil genees, dat die Here wil troos, dat die Here wil voorsien, want dis die goed wat hy sê hy is. Hy is die trooster, hy is die voorsiener. Hy is die geneesheer. Wil jy nie weer daai beloftes wat jy van die Here het, weer vasgryp en verklaar oor jou situasie nie? Wil jy nie net weer die groter waarheid van dit wat jy nou beleef, na die Here toe gaan en vir hom sê, maar ek weet, hierdie wat ek nou beleef, dis dalk 'n stuk. Dis nie invalid nie, maar Here, daar's 'n groter waarheid. U is nog steeds op die troon. Amen. Verklaar die waarheid. Moenie vashak by die pyn en nooit verder gaan na Psalm 24 toe nie. Moenie vashak by die dood nie. Daar's 'n opstanding gewees. Spreek die lewe, spreek die waarheid in jou situasie in. En ja, dit voel erg, maar die Here het oorwin. Ek sien nie noodwendig nou die lig nie, maar my God is groot en geweldig, oorwinnaar in elke stryd.